Ons gedeelte vanaand, waaruit ons uit die Bybel saam lees, Lukas 24 van vers 44 tot by vers 53. Lukas 24, die laaste paar verse van Lukas. Dit is interessant, Lukas het Handelinge en die evangelie geskrywe, en hy eindig in 'n sekere sin met sy evangelie daar waar hy met die boek Handelinge begin. Want hier aan die einde, na Jesus se opstanding uit die dood, bring hy vir ons die boodskap van Jesus se wees by sy disippels en sy hemelvaart. En dis nou nogal 'n interessante ding, dis nou maar net vir interessantheid, dis nie om julle nou deur mekaar te maak nie, want volgens hierdie hoofstuk 24 lyk dit amper asof Lukas sê dat Jesus het die oggend opgestaan en toe het hy hom aan sy disippels vertoon en hy het die ouens op die pad na Emmaus ontmoet en daai selfde aand nou nog het hulle weer teruggekom Jerusalem toe en al die ander disippels toe Jesus ook daar in hulle midde verskyn en daarvandaan af is hulle uit buitentoe na die berg toe en Jesus het opgevaar voor hulle. So hy skryf alles so asof dit nou alles op die een dag gebeur het. Dat hemelvaart eintlik as dit ware op dieselfde dag as as die opstanding gebeur het. Maar mense moet natuurlik nou verstaan ook hoe die evangeliste, hoe hulle geskrywe het om 'n bepaalde boodskap oor te dra. En daarom as 'n mens nou Handelinge lees wat ook deur Lukas geskryf is, en hy begin hoofstuk 1 waar hy so baie duidelik uiteensit hoe die Here Jesus sê hy, nadat hy baie keer het hy aan sy disippels verskyn na sy hemelvaart. So daar's duidelik sprake van 'n tydsverloop. Het die Here Jesus op die ou end het hy by die disippels uitgegaan buitentoe op die berg en het hy daar opgevaar na die hemel. So dis maar net interessant. Ek noem dit nou maar net dat 'n mens nou ook maar weet dat die Bybel is nie 'n geskiedenisboek wat nou vir ons feitelik goedjies nou so mooi wil verpak dat alles vir ons sin maak. Ons moet alles sien vanuit die perspektief ook van dit wat 'n skrywer ook wil bereik deur dit wat hy skryf. Dis amper soos iemand wat 'n gedig skryf. Jy skryf 'n gedig en jy gebruik baie keer half simboliese taal in die gedig, maar jy wil 'n bepaalde boodskap wil jy ook dan nou daarmee op die ou end wil jy oordra. So Lukas gee dan vir ons hierdie gebeure, hier alles so beknop aan die einde van sy evangelie. En ek glo hy het dit maar so bymekaar gepak om as dit ware die hele evangelie boodskap van Jesus se hele aardse bestaan binne die konteks van een boek as dit ware vir ons te verpak. Beginnende met die geboorte en op die ou end dan Jesus aan die einde van sy evangelie wat opvaar na die hemel toe. So kom ons lees van vers 44 af. Daarna, dis nou nadat die Here Jesus daar aan sy disippels verskyn het en saam met hulle geëet het hy vir hulle gesê, dit was my woorde wat ek tot julle gerig het, toe ek nog saam met julle was, dat alles wat in die wet van Moses en die profete en die psalms oor my geskryf is, vervul moet word. So eintlik die wet van Moses, die boeke van die profete en die psalms is eintlik die hele Ou Testament, wat destyds die deel van die Bybel was wat bestaan het. So Jesus het vir hulle vanuit die Ou Testament het hy vir hulle verduidelik waar pas sy opstanding uit die dood ook dan op die ou end in. Vers 45, daarop het hy hulle verstand daarvoor geopen om die skrif te verstaan. En vir hulle gesê, so staan daar geskryf dat die Christus moet ly en op die 3de dag uit die dood opstaan en dat in sy naam bekering tot die vergewing van sondes aan alle nasies verkondig moet word. Julle moet by Jerusalem begin en getuies van hierdie dinge wees. En kyk, ek sal die belofte van my Vader na julle stuur. Belofte verwys na die Heilige Gees. Maar bly julle in die stad, totdat julle met krag uit die hoogte toegerus word. Daarna het Jesus hulle uit die stad gelei tot by Betanië. Hy het sy hande opgehef en hulle geseën. Terwyl hy hulle seën, het hy van hulle af weggegaan en is in die hemel opgeneem. En hulle het hom aanbid en met groot blydskap na Jerusalem teruggekeer en hulle het God voortdurend in die tempelterrein bly prys. Vir baie moderne mense in ons tyd is hemelvaart eenvoudig maar net 'n verhaal. Dit is net 'n storie. Dit is tog vir ons moderne mense iets wat
wat 'n mens nie regtig kan bedink dat dit moontlik is nie. Maar en daarom is dit waarskynlik een van die moeilikste dele van die evangelie. Van ons die evangelie lees van Jesus se geboorte, dan is alles nog normaal. Alle mense word gebore. As Jesus op die ou end aan die kruis het van Golgotha sterwe, dan is dit ook nie te moeilik vir 'n mens om dit te glo en dit deel te maak van jou lewe nie, want dit is hoe die lewe is dat 'n mens word gebore en op die ou end sterwe jy. En dit is inderdaad so dat baie mense in die wêreld vandag nog is bereid om te sterwe vir 'n spesifieke saak waarvoor hulle staan en waarvoor hulle hele lewe lank bereid is om hiervoor hulle self te gee. Jy's ook bereid om byvoorbeeld in 'n oorlogssituasie, is jy ook bereid om te ly en te sterwe terwille van jou naasbestaandes, jou volk vir wie jy bereid is om jou lewe af te lê. So dit alles is nog vir ons redelik aanvaarbaar en verstaanbaar dat Jesus ook gekom het en dat hy ook 'n verskriklike dood aan die kruishout van Golgotha gesterf het. Dis baie sleg, dis baie hartseer, dis baie moeilike ding, maar dit is nog alles aanvaarbaar. En dan skielik verander die hele verhaal van die evangelie na 'n vlak toe wat onmiddellik begin baie moeiliker raak om dit vir jouself uitgesorteer te kry. En dit is dat die Here Jesus, nadat hy in die graf gelê is, dat hy op die 3de dag weer opgestaan het uit die dood, dat hy hom aan sy disippels vertoon het, aan baie ander mense vertoon het, en baie ander mense gesien het, dat hy inderdaad die een is wat gekruisig is, maar wat ook uit die dood uit opgestaan het. Nou, baie teoloë selfs, en ongelukkig die tragedie, selfs NG Kerk teoloë, wil op die ou end die opstanding van die Here Jesus, omdat dit buitekant ons verwysingsraamwerk eintlik is, wil hulle die opstanding van Jesus uit die dood as dit ware maar net as simbolies sien. Dat Jesus het eintlik nooit regtig opgestaan uit die dood nie. Hy's dood, hy het gesterwe vir 'n saak, hy het gesterwe selfs vir ons sondes. Dis miskien ook nie te moeilik om dit vir jouself uit te maak nie. Maar die feit dat hy opgestaan het uit die dood, dit is maar net 'n tipe van 'n geestelike opstanding. Sy disippels het maar net dit is die manier hoe hulle dit verkondig het, dat dit wat Jesus kom bring het, is uit vir ons 'n nuwe manier van lewe kom bring. Ons kan 'n nuwe lewe leef, maar dat hy fisies uit die dood uit opgestaan het, dit is vir nie aanvaarbaar nie, selfs vir teoloë wat hulle bevind binne die gereformeerde raamwerk, en dit is die tragiese sy daarvan. Maar nou gaan ons nog 'n stapie verder. Nou praat ons nog weer, behalwe van iemand wat uit die dood uit opgestaan het, praat ons nou ook van iemand wat opgevaar het na die hemel, wat soos wat Lukas in Handelinge sê, wat deur 'n wolk voor die oë van sy disippels weggeneem is. Nou vir die moderne mens klink dit heeltemal na 'n far-fetched. Dit is 'n mite. Dit is nie waar nie. Dit is maar so 'n verhaal wat vertel word van dit wat gebeur het. Net soos wat in die Griekse mitologie daar al hierdie Griekse gode is wat bestaan en dit maar net gedagtes in mense se koppe is dat dit gebeur. So word die hemelvaart van die Here Jesus dan ook deur baie beskou as doodgewoon maar net 'n mite. Dit pas nie in by ons wêreldbeeld nie, dit pas miskien in by die primitiewe wêreldbeeld van 2000 jaar gelede, toe mense nog nie die kennis gehad het nie, nie al die navorsing gehad het nie, toe mense nog gedink het dat die aarde is plat, en dat die aarde self soos 'n tafel op pilare staan, want jy kry daai taal in die Bybel ook, dat die Ou Testamentiese word ook gepraat van die aarde wat plat is en wat op pilare staan. En dit was die wêreld waar binne selfs die disippels gelewe het. Hulle het nie geweet van 'n aarde wat rond is nie. Hulle het nie geweet van 'n aarde wat rondom die son beweeg nie. Wat hulle betref, het die son oor die aarde heen en weer beweeg. So Jesus se disippels, en ek kan nou nie eens onthou watter jare was dit wat die ouens regtig tot by die punt gekom het om te besef dat die aarde is rond nie, en dit was op die ou end binne die Rooms-Katolieke Kerk was dit beskou gewees as kettery en was strafbaar gewees dat 'n mens sulke tipe dinge kon sê, want die Bybel sê die aarde is plat. So vandag se mense sê ons kyk nou terug. Ons kyk nou na mense wat soveel jare gelede het hulle hierdie goeters neergeskryf van Jesus se opstanding uit die dood en van Jesus se hemelvaart. So dis mense wat eintlik maar hulle het in daai tipe wêreld geleef. So 'n tipe geesteswêreld wat nie tred hou met die realiteit nie. Jesus het nooit regtig opgestaan en opgevaar na die hemel toe nie. Dis maar doodgewoon net 'n perspektief wat die mense van daardie tyd gehad het.
Nou, ons moet sê dat selfs as gelowiges, as ons nou eerlik is, ons leef presies binne in hierdie wêreld, waar binne hierdie gedagtes se goed natuurlik oor ons pad kom. Ons hoor hierdie tipe van goed, en nou hoor jy dit selfs ook hier binne die kerk, hoor jy ook hierdie tipe perspektiewe wat daar bestaan. En nou moet ons ook eerlik wees dat daar miskien ook in ons eie lewens hierdie oomblikke kan kom, waar jy vir 'n oomblik begin wonder en begin dink vanuit ons wêreldbeeld wat ons vandag het, waar hierdie goed doeteenvoudig onmoontlik is en doodgewoon net nie sin maak met die kennis wat tot ons beskikking is nie. En moet 'n mens dan ook sê, maar weet jy wat, ek moet ook baie keer half versigtig wees, want baie keer kom hier half hierdie stukkie gedagte by my op en dalk 'n stukkie twyfel nou, maar hoe pas hierdie goed in mekaar? Hoe kom dit alles op die ou end by mekaar? So ek en jy leef binne in hierdie wêreld wat hierdie tipe van beskouing het. Ons leef binne die moderne wêreldsbeeld, waarbinne daar nie plek is vir goeders wat nie wetenskaplik sin maak nie, vir goed wat nie wetenskaplik bewys kan word nie. Dis ons wêreld waarbinne ons leef. As jy nie dit wetenskaplik kan bewys nie, dan is dit doodgewoon net nie moontlik nie. Want as iets moontlik is en iets is werklik, dan moet jy dit wetenskaplik kan bewys en jy moet dit wetenskaplik op die ou end kan verklaar. So dit is die wêreld waarbinne ons leef, en daarom het ons ook hierdie groot uitdaging, ook wat ons geloofslewe betref, om bewus te wees van die omstandighede waarbinne ons leef, om waaksaam te wees in die omstandighede waarbinne ons leef, en ook te verstaan waarom ons sekere goeders glo en daaraan vashou en glo dat dit werklike gebeure is wat fisies op die ou end gebeur het. So wanneer ons nou kyk na hierdie gedeelte van Lukas vanaand, Lukas 24, dan lees 'n mens nie iets hierin dat Lukas op enige manier vir ons wil sê, hoe is dit nou moontlik dat Jesus nou fisies teen die aantrekkingskrag van die aarde in wegbeweeg het na die hemel toe. Dit is nie waaroor, dit is nêrens in hierdie praat van Lukas wanneer hy nou vir ons vertel wat gebeur het nie. Hy wil vir ons in hierdie teks na 'n ander vlak toe vat. Hy wil nie vir ons vashou op hierdie wêreldse vlak nie. Hy wil vir ons vat na 'n vlak toe waar God dinge doen. Waar God besig is om sy verhaal en sy verlossingsverhaal op die ou end uit te speel. Die teks vra van my en jou nie hoe dit moontlik is dat Jesus dit kon doen nie. Maar die teks vra vir ons, wie was Jesus? Wie was Jesus? Was hy maar net 'n mens? Was hy 'n mens wat maar net vasgevang was in die wette en die natuurwette van hierdie wêreld? Was hy maar net gebonde gewees aan hierdie wêreld? Wie was hy? En Lukas wil vir ons help om te verstaan dat hier sou gebeur iets buitekant die raamwerk van ons denke en ons begrip en ons verstand. Hy wil vir ons help om te verstaan dat die hemelvaart is nie 'n kwessie van dat die Here Jesus hier uit die midde uit van sy disippels net verdwyn het nie. Hy's net weg. Hier in Lukas 24 praat hy nie eers van 'n wolk wat hom voor hulle oë weggeneem het nie. Jesus is as dit ware net hier in hulle midde. Is Jesus die volgende oomblik, is hy net nie meer, is hy besig om weg te gaan van hulle af. Hy's besig om hulle te seën, maar op een of ander manier gaan hy vir hulle af weg. Lukas wil nie hê dat ons moet sien dat Jesus is besig nou om weg te gaan, om te verdwyn nie. Lukas wil hê ons moet verstaan dat wat hier gebeur is iets goddeliks. Jesus wat verneder is as 'n mens, wat gebore is in 'n stal, wat gelei het, gekruisig is en gesterwe het. Sy sterftepunt was die laagste punt van sy vernedering. En van daar af het dinge begin gebeur wat wys dat God besig was om Jesus te verhoog. Vanuit die menslike dood oorwin hy die dood. En hy word lewend. En hy staan op uit die dood. Maar hy het ook 'n nuwe liggaam. 'n Liggaam wat anders is as hierdie aardse liggame. Aardse liggame wat verbind is aan aardse wette.
dat as jy na die muur toe loop, dan gaan jy vir jou te pletter loop teen die muur. Maar Jesus verskyn in die midde van sy disippels, terwyl die deure gesluit is. Dis 'n ander dimensie. Dis nie deel van hierdie dimensie waarmee ons elke dag van ons lewens te doen het nie. Hier is 'n nuwe liggaam. Hierdie menslike liggaam wat uit die dood uit opgestaan het, is nie meer gekoppel aan die wette en die reëls en wetmatighede van hierdie wêreld nie. Maar hierdie liggaam is 'n verheerlikte liggaam. Dit is 'n anderse liggaam. En verder nou nog, vaar hy op die ouend ook op na die hemel. En wanneer hy opvaar na die hemel, is hy nie afwesig nie. En ons sien dit later, ons sal eindig daarby ook in ons gedeelte vanaand, by die vreugde wat daar by die disippels is. Hulle gaan op die ouend met blydskap terug Jerusalem toe. Hulle is bly wanneer hulle teruggaan. Maar hulle weet dat op een of ander manier is hy teenwoordig. Hy is die koning van die konings en die Here van die Here. Lukas doen baie moeite om vir ons te laat verstaan die verse wat ek nou nie vanaand gelees het nie, waarna ek nou net vir julle verwys het. Wanneer Jesus op die ouend daar tussen sy disippels kom, en hulle as dit ware op een of ander manier dink, dit kan net 'n spook wees, dit is net 'n gees wat hier nou is. Dit is nou nie, want hy kom tussen toe deure en toe mure, kom hy in, en hy's by hulle. Dit kan nie vir hulle koppe is net soos ons koppe op. Dis nie moontlik nie, dit kan nie gebeur nie. Dit moet een of ander gees of een of ander verskyning wees of manifestasie wees. Maar Lukas sê vir ons, en hy help vir ons, hy sê, weet julle wat gebeur toe nou? Jesus wys toe vir sy disippels, maar hy is nog steeds ook mens. Mens en God natuurlik te gelykertyd. Maar die liggaam wat uit die dood uit opgestaan het, is nog steeds 'n menslike liggaam wat uit die dood uit opgestaan het. Die eerste menslike liggaam wat opgestaan het om vir ewig te bly lewe. Daar was ander mense wat uit die dood uit opgewek is, maar hulle is opgewek om net op die ouend tog nog maar weer nog te sterwe hierso op aarde. Maar Jesus is die eerste een wat opgewek is uit die dood om nooit weer te sterwe nie. Maar hy's opgewek in 'n menslike liggaam. Daarom sê hy vir sy disippels, gee vir my iets om te eet. Was hy honger gewees? Nee. Hy wil vir hulle wys dat hy werklik in 'n menslike liggaam is. Hy eet vir hulle en saam met hulle. Hy wys vir hulle sy hande en sy voete. En ons weet, ongelowige Thomas was genooi om selfs te kom. En Jesus hom nie genooi het as Jesus nie wou gehad het, hy moet aan hom raak nie. Thomas het op die ouend nie, want hy was so oorbluf en verwonderd gewees. Maar Jesus sê, kom druk jou vinger in die gate in my hande, en kom steek jou hand in my sy, waar die spies in my liggaam ingegaan het. Dis ek, dis dieselfde Jesus wat vir 3 jaar saam met julle hier op aarde rondgeloop het, wat opgestaan het uit die dood en wat lewe. So Lukas wil vir ons help om te verstaan dat wat hier gebeur is nie iemand wat maar net verdwyn het nie. Dit is ook nie maar net een of ander gees wat hier verskyn het aan die disippels nie. Hy wil hê dat die mense wat sy evangelie lees, moet duidelik kan verstaan dat dit is dieselfde Jesus wat aan die kruis gesterwe het, wat uit die dood uit opgewek is. Maar nou opgewek is in 'n liggaam wat nie meer voldoen, wat nie meer vasgevang word deur hierdie aardse dinge nie. En daarom wil sy evangelie vir ons sê dat die gekruisigde en opgestane Jesus lewe regtig. Teen al die gedagtes wat daar vandag is, dat Jesus maar net in die koppe van sy disippels opgestaan het, dat hulle maar net dit so gedink het, hy lewe nog. Die feit, Lukas wil hê dat wie ook al lees, moet weet, Jesus het geëet, en hy het saam met hulle het hy geëet. Hy was fisies daar in hulle teenwoordigheid gewees, en dit is die Jesus wat op die ouend in die hemel opgeneem is, die een wat werklik hierdie aardse liggaam gehad het. Ek sê weer, ons wêreld waarin ons vandag leef, ek kan nie hierdie tipe van dinge dink nie.
Dit moet verklaarbaar wees, dit moet verstaanbaar wees, dit moet bewysbaar wees. Maar reeds die opstanding van Jesus uit die dood wys vir ons dat hier vind 'n skuif plaas van die doodgewoon wêreldse na die goddelike. Iets wat ons moet verstaan van dat dit wat deel is van hierdie wêreld, moet ons een ding baie duidelik en baie mooi verstaan en onthou. En dit is dat hierdie wêreld is deur God geskep. God het die wêreld geskep. God het die aarde rondgemaak en almal in die bane laat beweeg rondom die son in ons sonnestelsel. God het die mens geskape. Goed aan die begin, maar deur die sonde van die mens het al die ellende oor die mens gekom en dis juist wat God nou besig is hy is besig om sy plan uit te voer om dit wat in Genesis 3 skeef geloop het, om dit weer op die ouend reg te stel. Daarom het sy seun Jesus Christus na hierdie wêreld toe gekom. Maar daar's 'n ander werklikheid. Die werklikheid van God. Jy kan God vir niemand wys nie. Jy kan ook nie God bewys aan ander nie. Hoe graag jy ook al wil en hoe jy jou eie lewe oortuig is daarvan dat God 'n werklikheid is, kan jy ook nie vir ander daarvan oortuig nie. Jy lewe deur die geloof. En wanneer jy dit glo, dan ervaar jy die werklikheid daarvan, die realiteit daarvan. Dan weet jy daar is 'n God. Dan beleef jy God wanneer jy glo. Dan weet jy dat hy daar is. Die ongelowige kan dit nie weet nie. Die ongelowige kan dit nie beleef nie. Jy kan dit ook nie vir 'n ongelowige beleef nie. Dit is alleen wanneer die ongelowige ook tot geloof kom, dat hy bewus raak daarvan dat daar is iets anders, daar is iets groters, heerliker as hierdie wêreld, hierdie geskape wêreld waarbinne ons leef. En alleen dan kan dinge vir jou begin sin maak. Die hemelvaart vra nie van my en jou vandag dat ons moet die wetenskap verwerp nie. Die wetenskap is daar om vir ons te dien en vir ons te help om baie dinge te verstaan en sin te maak uit baie dinge en baie dinge in hierdie lewe wat tot ons beskikking is te kan gebruik. En mense is verstom oor hoe die mediese wetenskap, veral in hierdie afgelope dekades, die geweldige groei wat daar gekom het in die mediese wetenskap. So die wetenskap is daar en dis vir ons, dis in hierdie wêreld, maar wanneer ons praat oor God en oor Jesus wat uit die dood uit opgewek is en Jesus wat opgevaar het na die hemel, dan beweeg ons na 'n volgende vlak toe as dit ware, 'n volgende level. Dit beteken nie dat nou is hierdie is sleg, hierdie wêreld is sleg en ons moet nou in daardie vlak moet ons nou leef want dit is nou goed en dit is goddelik nie. Nee, dit is so in mekaar vas en in mekaar vasgeweef dat die een kan nie die ander een losmaak. Ons kan nie die een losmaak van mekaar nie. En dan sien ons dat Jesus wil sy disippels help om te verstaan wat is besig om te gebeur. Het ons gelees, daarop het hy hulle verstand daarvoor geopen om die skrifte te verstaan. Wat ek nou vir julle gesê het, die hele Ou Testament. En so moes die disippels leer om reg te verstaan wat is besig om nou hierso te gebeur. So Jesus sê vir hulle, so staan daar geskryf. Jesus wil vir hulle sê, julle het nou 'n lang pad gekom met die Ou Testament. Julle is Jode, julle ken die geskiedenis en van God se betrokkenheid by julle. En nou het hier iets gebeur. Ek het nou mens geword. Julle het selfs nie, aanvanklik het julle nie gedink julle het nie verstaan wat is besig om te gebeur. En julle het nie verstaan wie ek is nie, totdat julle later dieper insig begin kry het. Maar God het nie nou hier met 'n plan B begin. Dis nie dat God se plan in die Ou Testament nou nie uitgewerk het nie. En nou moet God in die Nuwe Testament kom met 'n plan B om te sê, kom ons maak nou 'n nuwe plan. Mense word nou nie gered deur die wet te gehoorsaam nie, nou moet ons 'n nuwe plan maak. Jesus wil juist vir hulle wys dat dit wat nou gebeur, is deel van dit wat God van altyd af bepaal het. Dit is deel van God se verlossingsplan. Daniël 7 vers 13 en 14
word hierso aangehaal met die wolke van die hemel, word nou eintlik na verwys. Daniël sê met die wolke van die hemel het een gekom soos die seun van die mens. Dis nou Daniël in sy profeseë. Daniël het 'n hele klomp profeseë wat in sy boek beskryf word. Met die wolke van die hemel het een gekom soos die seun van die mens. Hy het tot by die oue van dae gekom en hulle het hom nader gebring voor hom. Nou wie's die oue van dae? In die Ou Testament verwys dit na God sy ewige en sy heilige en sy soewereine, sy bokant die mens se begrip en verstand, sy koningskap. En hulle het hom nader gebring. So hier sien ons klaar die parallel met Handelinge 1, nee, op die wolke het die een gekom soos die seun van die mens. Hy het tot by die oue van dae gekom. Hy is nader gebring tot by die troon van sy Vader, kan ek maar sê, in die hemel. Aan hom is heerskappy en eer en koningskap gegee, sodat al die volke, nasies en tale, daar hoor julle weer al die volke, nasies en tale, hoor julle ook wat in Openbaring op die ou end staan, dat alle volke, nasies en tale op die ou end vir Jesus as koning sal dien. Sy heerskappy is 'n ewige heerskappy wat nie tot niet sal gaan nie, en sy koninkryk een wat nie vernietig sal word nie. So, die koningskap wat hier gebeur met Jesus se hemelvaart, is dat hy op 'n ander vlak, sy koningskap, sy koningsheerskappy, word in 'n sekere sin op 'n ander vlak, word dit vervul, word dit 'n werklikheid. Daar's geen terrein in die lewe op die ou end wat nie onder die koningsheerskappy van die Here Jesus staan nie. Ons sien dit nie altyd nie, want hier lyk dit vir ons asof alles deurmekaar is. Hier lyk dit vir ons of daar allerhande ander konings is wat in beheer is, en wat sake doen en bedryf, wat dinge verskriklik moeilik maak. Maar die woord van die Here sê uiteindelik vir ons dat die Here Jesus Christus, wat opgevaar het na die hemel, sit aan die regterhand van die Vader, soos wat ons ook dikwels bely. Hy sit aan die regterhand van die Vader, en die feit dat hy aan die regterhand van die Vader sit, is eintlik maar net 'n verwysing daarna dat hy die magsposisie beklee, dat dit is waar Jesus is, in die teenwoordigheid van die Vader, die magsposisie. Hy is die een wat die heerskappy het oor regerings, lyk dit nie so nie, oor ekonomie, oor die wetenskap, oor universiteite. Hy het die koningsheerskappy oor al ons vrese, waarmee ons rondloop in die lewe, met die skuld wat ons dikwels binne in ons belewe, en hy het ook die heerskappy op die ou end, natuurlik oor die dood. Hy wat self opgestaan het uit die dood. So hierdie Jesus wat opgevaar het na die hemel, is die een, wil Lukas vir ons sê, wat heers. Hy is volkome in beheer. Hy's nie meer hier op aarde, waar hy gebonde is aan 'n aardse liggaam, maar hy het opgevaar in die hemel, waar hy sy koningskap oor alles en oor alle dinge op die ou end in die lewe kan beoefen. Een van die mooiste dinge wat hier gebeur, is dat Lukas sê in vers 51, terwyl Jesus hulle seën, het hy van hulle af weggegaan, en hy is in die hemel opgeneem. Jesus vaar op met seënende hande. Hy verbind homself aan die disippels. Hy sê nie vir hulle totsiens nie. Hy seën hulle. En deel van dit waarmee hy hulle seën, is sy teenwoordigheid, wat die evangelie van Matteus mee eindig, waar Jesus voordat hy weggaan van sy disippels af sê, kyk, ek is met julle al die dae tot aan die volëinding van die wêreld. So dit is die laaste gesig wat die disippels van Jesus se aardse liggaam sien. Dis 'n Here wat sê, ek seën julle, ek is met julle. Wanneer Jesus opvaar na die hemel, dan sien ons dat die disippels hierso is nie nou in wanhoop nie. Hier is nie nou 'n huilery wat nou hier plaasvind met Jesus wat nou weggegaan het. Hulle is nou hartseer en nou vervul met hartseer en verlange en te dink, maar dis vreeslik dat Jesus nou weg is van hulle af nie.
Die verstommende ding gebeur. Hulle gaan terug Jerusalem toe met blydskap. Hulle is opgewonde. En wat hulle doen, is dat hulle in die tempel, staan daar vir ons geskrywe, dat hulle hom dag en nag geprys het. Daar was vreugde oorlopends toe. Nou waarom was hulle so bly gewees? Hulle was bly gewees omdat hulle iets begin verstaan het, dat Jesus is God. Bokant hierdie wêreld met al sy wette en alles. Jesus, die seun van die mens, met 'n menslike liggaam, is terselfdertyd God, hoër, groter as hierdie wêreld. En terselfdertyd is hy ook koning. Is hulle bly omdat hulle weet hulle lewens is nie uitgelewer aan lotgevalle nie. Hulle lewe is nie uitgelewer daaraan dat dinge maar net met hulle gebeur, die slegste dinge met hulle gebeur en dit is net chaos en dis net 'n tragiese situasie. Hulle weet dat agter hierdie wêreldse goed, agter die siekte, agter die aardse dood, agter al daardie dinge, is daar een wat volkome in beheer is en die geringste dingetjie wat in sy kinders se lewe op aarde gebeur, dat dit in die holte van sy hand is. Al maak dit ook nie vir hulle sin nie, al kan hulle self nie die ware doel altyd agter dit wat met hulle gebeur verstaan nie. Weet hulle, hy's in beheer, hy is koning, hy is God, hy is koning, hy's die een wat hulle liefhet, hy's die een wat hulle seën met sy genade. Die slot, gaan en vertel vir die disippels. Gaan Jerusalem toe, julle gaan krag kry, die Heilige Gees gaan op julle kom. Wat moet julle doen? Gaan wees getuie van hierdie dinge. Mense daar buite weet nie, glo nie, dat God is nie. Hulle glo nie, dat Jesus fisies uit die dood uit opgestaan het. Hulle glo nie, dat hy met 'n menslike liggaam opgevaar het na die hemel, sodat hy, soos wat Paulus later sou sê, die eerste mens is wat in die hemel is, in die teenwoordigheid van God, met sy menslike liggaam, en dat hy daarmee waarborg, dat ook ons so by die Vader sal wees. Nou, verstaan nou reg, dat dit staan bokant dit, ons glo ook dat as iemand nou hier op aarde sterf, dan gaan jy hemel toe, dan is jy in die teenwoordigheid van God, maar dit lê op 'n ander vlak as die Here Jesus, want dis juist omdat Jesus daar is, dat ander ook daar kan wees. Hy is die rede en die waarborg daarvoor, dat ander ook daar kan wees. So, as julle dit glo, en deur die geloof, die opstanding van Jesus en sy hemelvaart 'n werklikheid is. En omdat julle dit glo, julle sy koningsheerskappy in julle lewens beleef. En julle weet, wanneer julle bid en hoe gebede beantwoord word, en hoe jou verhouding met die Here is, en wanneer jy stil word met sy woord, dat jy weet, hy's daar, jy's nie besig met 'n gedagte nie, jy's nie besig met 'n mite nie, jy ervaar dit dat jy in gemeenskap is met 'n God wat met jou terugpraat deur sy woord. Vertel ander daarvan. Vertel ander daarvan dat Jesus lewe. En wys deur jou lewe dat hulle kan sien wat se oortuiging is dit in jou lewe dat Jesus Christus leef. Hy het opgestaan. Hy het opgevaar na die hemel. Hy regeer van die regterhand van God, regeer hy oor hierdie lewe. Gaan sê dit vir ander. Hulle glo dit nie. Hulle weet dit nie. Maar jy weet dit. Jy glo dit. Jy beleef dit. Deel dit met ander, dat hulle dit ook deur sy genade kan beleef. Hemelse Vader, ons wil vanaand
kan ons nie anders as om maar net in verwondering te staan en om U te aanbid, omdat U God is. Om U te aanbid, Here Jesus, omdat U leef. U die dood oorwin het vir ons. U menslike liggaam in die hemel is vir ons as 'n waarborg dat uiteindelik ons opgestane liggame ook so liggaamlik voor die troon in die hemel sal wees. U liggaam in die hemel is die waarborg van die ander liggame wat nog sal kom, wat sal volg. Ons aanbid U, ons eer U, ons loof U, ons dank U daarvoor. Gee deur U genade, dat deur die geloof U so 'n werklikheid sal wees, dat ons dit sal leef, sal praat en sal vertel. In U naam, amen.